Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Goeiedag liewe vriende, baie welkom by Familiekerk se aanlyn diens. Sommige vanoggend voordat ons begin, wil ek jou nooi, kom ons sluit net die oë vir 'n oomblik en ons vra God dat hy vandag vir ons sy woord gaan openbaar. Here Jesus, baie dankie dat ons nou kan bid en vir u kan nooi, o Heilige Gees van God, om hier by ons te wees, om ons te vul met u heerlikheid, met u teenwoordigheid, sodat ons niks anders sal hoor nie, behalwe u stem. Amen.
Ek wil vandag met jou gesels oor sorg vir jou huis. Is dit nie so, ek moet ook sê, ek weet ook nie of dit vandag se jong mans nog dieselfde gebruik het nie, maar vroeër jare was dit 'n algemene ding, dat as 'n jong man by sy aanstaande skoonpa kom om te vra of hy met sy dogter mag trou, dat die skoonpa gewoonlik sou vra, maar kan jy vir my dogter sorg? Ek weet, dit is vir die meeste mans baie belangrik, dat hulle vir hulle vrouens sal kan sorg. Maar ons lewe, wat ons almal weet, in 'n tyd waarin alles geweldig duur is. So daarom werk man en vrou saam. Die vrou is die man se helper, glo ons. So sy bring ook geld in. En saam werk die spannetjie daaraan om hulle kinders te versorg, om te versorg dat hulle kinders 'n goeie toekoms eendag sal hê. En daarmee is daar niks verkeerd nie, hoor. Dis reg so. En in hierdie proses wat ons mense so saam bou en werk aan jou huis, jou geldsake regkry, en 'n kar en 'n beter werk, gebeur die lewe ook ongelukkig. En dit gebeur soms dat siekte, verhoudingskrisisse, die geldkrisisse maak dat 'n mens baie keer voel op hierdie pragtige huweliksbootjie net wil omdop, net wil sink. En baie keer roep ons ook uit en sê ons maar, waar's God? En ons word kwaad vir God, want ons vra vir hom om vir ons deur te kom, en ons vra hom vir kos op die tafel, en ons vra vir hom vir 'n beter geleenthede, en dan voel dit vir ons, hy hoor nie, en dan so soms draai ons rug op God. Of soms sê ons sommer, maar dis die duiwel se skuld. Met dit in gedagte, bring die Here God vir my op 'n plek waar ek Haggai weer lees. Haggai 1, en ek wil vanoggend net vir jou vinnig daaraan herinner. Haggai 1 was die gedeelte waar God se volk, Haggai was die profeet in die tyd, nadat die volk teruggekom het uit ballingskap in hulle land. En hulle het dadelik begin om 'n tempel, die fondamente te bou, hulle het die altaar gebou, maar toe het hulle allerlei verskonings, hoekom hulle nie die tempel klaar bou nie. Hulle begin om hulle eie plekke reg te maak, hulle eie huise te bou, na hulle eie lewens om te sien. En daar was net nooit tyd vir hulle om God se tempel klaar te bou nie. En hier kom God by hulle aan in Haggai, en God praat met Haggai, en hy sê vir hom, profeet Haggai, jy moet vir hierdie volk gaan sê, gebeur gee sommer my eie woorde vir jou. Julle is besig om julle spoghuise gereed te kry. Daar staan eintlik werklik waar so. En julle sê al hierdie goed wat nou met julle gebeur in julle lewe, daar's hongersnood, daar's droogte, hongersnood, julle het nie klere om aan te trek nie. Julle sê dis die duiwel. Maar God sê vir Haggai, jy moet met die volk gaan praat, want hulle het hulle rug op my gedraai. Hoe kan hulle wil hê ek moet hulle seën? Hulle maak nie my tempel klaar nie. Hulle is besig om hulle eie huise mooier en mooier en mooier te maak. En nou klaar hulle het nie klere nie en hulle het nie kos nie. Klink dit vir jou bekend? Dit het vir my bekend geklink. Dit klink vir my dis presies soos wat ek en jy ons lewens lei. Jy weet, en dan kom God, gelukkig terwyl Haggai met die volk praat, is dit hierdie ding dat hulle tot inkeer kom, en hulle besef, sjoe, maar dis waar. Hulle hou aanhou verskonings maak. Ek en jy het ook verskonings, sjoe, dis ons kinders se sport, dit is ons vergaderings, wat net so baie is, dit is, dit is al hierdie afsprake wat ons moet nakom, dit is al hierdie balle wat ons in die lig moet hou. Here, daarom het ek nie geld oor om nog te gee vir die kerk. Here, daarom kan ek nie betrokke raak by die kerk nie, want ek weet nie waar gaan ek nog daarvoor tyd kry nie. Ons gaan nu juist die naweek weer saam met die vriendekamp. Vriende, God kom hier deur Haggai en hy sê vir die volk, julle prioriteite is verkeerd. Julle doen hierdie ding heel agterste voorom. Julle klaar, julle het nie energie nie, julle het nie moed nie. Maar dis omdat julle besig is om julle eie goeders op te bou en gereed te maak vir julle self. En dan kom die volk gelukkig tot een inkeer. En hulle draai hulle na God toe weer. En dan sien ons dat daar staan in Haggai, dat God vir hulle weer energie gegee het, en krag gegee het. Vers 12, die mense van Juda het besluit om die Here met hulle hele hart te dien. Vers 13, het die Here weer vir die volk gesê dat hy by hulle sal bly. Sien jy, ek en jy moet eers by God uitkom. Dan kry ons sy belofte, hy bly by ons, want dis hoe hy is, hy wag nie vir ons om terug te draai na hom toe. En dan vers 14, die Here het vir Zerubabel, Yeshua en die mense wat uit Babel teruggekom het, soveel moed en energie gegee, hoor mooi, dat hulle aan die werk gespring het om die huis van die Here reg te maak.
Vriende, die boodskap is vir my en jou so duidelik. Ek kan eintlik al hier amen sê. Kom eers by God uit. Dan gee hy vir jou die moed en die liefde en die energie om sy huis te werk, om in sy huis betrokke te raak, om te gee vir sy huis, want of ons het wil weet of nie, ons het 'n geestelike huis, 'n geestelike familie, en ons moet dit versorg. En dan sal hy vir jou oorvloed gee, meer as genoeg om van te leef en om jou eie huis mee te versorg. Vriende, om te gee vir God se kerk, vir sy huis, om te arbei in die kerk, dis nie 'n aftrekking op ons bankbalans nie. Nee, dis eerder 'n belegging in iets wat ewigheidswaarde het. Want waarmee is ek en jy besig? Sjoe, geld kan so maklik ons baas raak. Ons kan so maklik vasklou en sê, Here, ek kan nie nou nog vir die kerk gee nie, want waar gaan ek kos vandaan kry? Maar ek het hieroor gaan dink, en ek dink dit is hoekom die Here my lei na hierdie gedeelte in Matteus 25. Want as ek die afgelope ruk so intens kyk na hoekom ons sukkel om te gee vir God, of om diensbaar te raak in sy kerk, dan moet daar mos 'n rede voor wees. Ja, ons is bang, ons het nie genoeg geld om hierdie maand uit te kom nie. Ja, Here, ons sukkel alreeds om almal se mondjies vol te kry. Ons sukkel, ons weet nie waar gaan ons geld kry vir dit of vir dat, en al hierdie dinge nie. Noodsaaklikhede baie keer nie, wat nog te sê van dit wat ons moet hê nie. Ons verstaan nie ons Vader se hart nie. Ons verstaan nie hoekom ons gee nie. En nou wil ek jou nooi om saam met my te kyk na Matteus 25. Want die hoekom is vir my baie belangrik. Want as ons nie die hoekom verstaan nie, dan gaan ek en jy nie kan vir ons geestelike huis sorg nie. Matteus 25 vanaf vers 14. Ek gaan gou vir jou vinnige opsomming gee van hierdie ryk man wat wil weggaan. En hy roep sy werkers bymekaar. En hy gee vir elkeen, lees ons in die Bybel, volgens sy bekwaamheid. Vir die een ou gee hy 5 talente. Die ou vertaling het gepraat van talente. Nou ja, ek wil gou vir jou verduidelik, 'n talent is iets wat in die Bybelse tyd was dit 'n ding iets wat gewig gedra het, soos koper of goud of silwer. So, hulle het dit vertaal in ons hedendaagse en die 83 vertaling na muntstukke. Hy gee vir die een 5 muntstukke. Terloops, 1 talent in vandag se terme is gelyk aan 21 miljoen rand, om vir jou 'n idee te gee. So vir die een werker gee die eienaar 5 muntstukke, vir die ander een 3 en vir die ander een 1. Maar die ou wat 1 gekry het, ek het altyd vroeër gedink, nou het hy net 1 gekry, maar 1 is eintlik baie werd. Was 21 miljoen rand werd in ons denke werd. Nou goed, so die eienaar het vir hulle gesê hy gaan weg. En toe hy weggaan, begin hierdie werkers, die een wat die 5 gekry het, hy dadelik uit die werk gespring, want hy is fliks, hy is ywerig. Ja, en hy vermeerder dit, hy verdubbel dit tot 10. Die een wat 3 gekry het, hy's net so ywerig en gretig, en hy begin werk en woeker met daai 3 muntstukke, en dit word 6. Maar die een wat 1 gekry het, hy het dit gaan begrawe. Hy het net dit begrawe en aangegaan met sy lewe. En na ruk lees ons, kom die eienaar terug. En die ou wat 5 gekry het, kom na die eienaar toe, en hy is so trots, en hy wys vir sy eienaar, kyk, ek het dit meer gemaak, hier's 10. En die een wat 3 kom, en hy wys, hy het meer gemaak, hier's nou 6. En hulle is so bly gewees, hulle eienaar is terug, hulle is bly, hulle kon vir hom wys wat hulle gedoen het. En die eienaar is so trots op hulle, en dankbaar, en hy sê, mooi so. Jo, ek het jou min gegee, en jy was getrou, oor baie kan ek jou aanstel. Hierdie eienaar, vriende, dit het nie vir hom gegaan oor die geld nie, maar oor hulle gesindheid. Want hy kon sien by hierdie 2, hulle is dankbaar wat hulle gekry het. Hy het gesien by hulle dit wat hulle gekry het as waardevol geag. En hulle wou dit meer maak, hulle wou sy hart bly maak. Maar die derde een, het syne gaan uitgrawe, en hy het vir die eienaar gekom, en hy sê vir hom, meneer, ek weet, u is 'n harde man. Jy weet, u saai waar jy nie geploeg het nie, en die pluk waar jy nie geplant het nie, en ek was bang geweest, en toe het ek die geld, toe het ek maar myne gaan begrawe. Maar hier is dit nou alles weer terug. Ek kry ons hierdie verrassende antwoord. Die eienaar was kwaad, en hy sê, vat hierdie muntstuk van hom maar weg, en gee dit aan die een wat 10 het. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word.
en gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Sjoe, ek weet, jy dink daarom in jou hart, hierdie eienaar was 'n bietjie hard op die laaste ou. Maar kom ons verduidelik gou vir jou, wat gebeur hier? En ek dink Jesus se stories kan mense almal eintlik vir jouself so uitmekaar haal, dat jy dit kan mooi verstaan. Daar's 3 goed wat ons moet onthou, wanneer Jesus se storie vertel. Kyk heel eerstens, wat is die konteks? Dan kyk jy, wie is die karakters? En dan moet ek en jy gaan kyk, wat is half in ons terme agterste voor in die storie? Wat is crazy in die storie? Byvoorbeeld, as ek nou dink aan Lukas 15 van die verlore seun, weet vir ons terme, crazy deel is hierdie ou wat sy pa se geld gaan uitmors hierdie jong seun, en toe hy terugkom, het sy pa hom omhels, die nuwe klere gegee en hom 'n partytjie gehou. Ek weet, dit voel ons vir ons verkeerd om, maar dis ons vaderhart. So, as ons gaan kyk na Matteus 25, wat is die konteks? Dis baie belangrik dat ek en jy hierdie moet weet. Die konteks was, Jesus toe hy hierdie storie vertel, was besig om sy disippels voor te berei, dat hy sou weggaan. En die rede hoekom hy hulle so wil ernstig voorberei, is dat hulle moet verstaan, hulle kan nie sit en wag dat Jesus nou met fisies inkom om wonderwerke te verrig nie. Hy wil hulle leer, hoe om so te funksioneer op hierdie aarde, hoe om so oop en gereed te wees, dat hy, God die Vader, sy wonderwerke deur hulle kan doen op hierdie aarde. Weet jy, dis die konteks hiervan. Dis wat hier gebeur het. Die karakters, maklik om te weet, die eienaar in hierdie storie is Jesus Christus, ons God die Vader, en dan weet ons ook, sy werkers is ek en jy. Nee. Goed, wat is crazy? Wat is vir ons agterste voorom in hierdie storie? Jy sien, ek en jy dink baie keer, ons weet, God is ons eienaar, maar ons verbeel vir ons in ons lewe dat ons die eienaar is. Ek het hierdie geld bymekaar gemaak. Ek het hierdie pos beklee. Ek het so hard gewerk. Ek het so hard geleer. Dis deur my te doen wat ek al hierdie goeders tot stand kon bring, hierdie besigheid kon opbou. En dan kom ons in dat ons van God goeders wil vra en order en sê en verwag. En ons sê hoe ons dink hy gaan wees. Ons tree op asof ons dink ons weet wat hy sou sê en wat hy sou wou doen. En in tussentyd, dan mis ons pa se hart. Jy sien, die crazy deel is hier, dat God is ons eienaar, en ek en jy is sy werkers. Jy sien, ek en jy vergeet 'n baie belangrike sin. Finansiële, geestelike volwassenheid het niks te doen met jou begroting. Dit het te doen met aanbidding. Ek en jy moet by 'n plek kom om eers in aanbidding waarlik by Jesus Christus te wees, want jy sien, as jy jou hart vir Jesus gegee het, dan kom die Heilige Gees mos in jou, ons praat so baie daaroor. En God se Gees dring ons om hom te wil behaag. Jy weet, jy wil jou beste gee. Selfs al werk jy by die diensspan by die kerk, jy wil jou beste gee, jy wil betyds wees soggens, jy wil sorg dat alles mooi en reg is vir God se kinders om te kom sit om sy woord te kan hoor. Die kleinste dingetjie wat jy doen, gee jy jou beste, nie soos hierdie eerste 2 werkers. Jy sien, hulle 2 het voluit gegaan, hulle was as 'n mens, hulle sou opsom, want onthou, ons eienaar is altyd besig om ons te assesseer. Hy gee volgens ons bekwaamheid, hy gee volgens wat hy weet jy kan hanteer. Die een is nie minderwaardig teenoor die 5 nie. Dit laat my nogals dink, baie keer wonder mense, hoekom het die eienaar nou nie hierdie werkers 1 vir 1 ingeroep nie? Hoekom het hulle nou by mekaar gesit? Want die ou met die een het nou duidelik gedink, sy een muntstuk is nou minderwaardig teenoor die ander. Maar weet jy, dit is eintlik so hartseer vir my. Want ek en jy dink baie keer dieselfde. Die vraag is vir ons, dat dit is nie of ons geld, of 'n talent, of 'n gawe van God ontvang het nie, ons almal ontvang iets van God. Die vraag wat ek en jy vir ons self moet vra vanoggend is, gaan ek dit wat God vir my gegee het, dit wat hy nou aan my toe vertrou het, my man, my vrou, my kinders, my huis, my huisie, my kar, karretjie, my werk, my werkie, gaan ek dit wat hy aan my toe vertrou het, sy waarde verlaag, omdat ek gedurig myself vergelyk met ander om my vriende, my bure, my kollega, of gaan ek dit verhoog, omdat ek besef hoe kosbaar is dit wat God vir my gegee het, omdat ek diep dankbaar is vir wat hy vir my gegee het, omdat ek weet my God het my lief, en omdat ek hom vertrou, en dis wat die eerste 2 werkers gedoen het.
Daarom kon hulle woeker. Hulle het geweet, hulle eienaar het baie geld. Hy het nie nog geld noodwendig nodig nie. Hulle het hulle eienaar se hart verstaan. Hulle het gesien, ag, hy gee vir hulle, net omdat hulle vir hulle, net om dit is vir hom net lekker om te sien hoe lief het hulle hom, en hoe dankbaar hulle is, en hoe hulle dit waardeer wat hulle het, en hoe hulle dit wat hulle kry as kosbaar ag, om daarmee te woeker, om dit vir hom terug te bring. Derde ene, as ons na hom kyk, ja, ek dink, ek sien die mens een woord, 'n lui ou. Daar kom dadelik by my op, is een wat nie gewerk het nie, hy hou nie van werk nie, hy is lui, hy is 'n ou wat gedurig verskoning soek, hy is amper soos hy Israeliet wat altyd sê, dis nog nie die regte tyd nie, hy het heel waarskynlik sy muntstuk as minderwaardig beskou, dit was 'n las, toe gaan grawe hy om begrawe hy dit, hy het nie besef hoe kosbaar is dit nie, hy het nie 'n aks van dankbaarheid in sy hart gehad nie, en dis waaroor die straf was. Dis die straf. Ek sê weer, ons eienaar, ons God het baie geld. Alles op die aarde, alles wat ek en jy het, is in elk geval syne. Hy het nie ons geld nodig nie. Hy soek ons hart, hy soek ons gesindheid. Hoe voel jy regtig oor dit wat God aan jou toevertrou het? Vriend, ek dink dit is baie ernstig dat ek en jy hierna moet kyk, want ken jy jou eienaar se hart? Kom eers weer by aanbidding. Moet nooit dink, die kerk vra alweer geld. Ek moet nou weer vir die kerk geld gee. Weet, in my dankbaarheid is in elk geval my eienaar se. Ek gee vir hom terug. En dan kan ek en jy weet, hy gaan vir ons die nodige energie, die moed gee, die geld gee, die middele gee, om in ons eie huise te versorg. Weet jy, die Ou Testament leer God vir sy volk om 'n tiende te gee, hulle first fruits te gee. God moes hulle leer, want hulle het dit nie geken. Kom ons in die Nuwe Testament, dan gee God die voorbeeld van die vrou, die ou vroutjie wat by die tempel ingekom het, en Jesus wys vir sy disippels, en hy sê, kyk daar, daai ander het almal in hulle oorvloed gegee, sy het haar laaste 2 pennies gegee, want haar hart is, sy is lief vir haar God die Vader, sy het hom eenvoudig blindelings vertrou, om te weet, hy sal nog sorg verder. Sy gee, want sy is dankbaar, sy ken haar Pa se hart. Dit is die plek waar ek en jy moet wees. Nie om te meet, hoeveel kan ek nou vir Jesus afstaan vir die kerk nie, geld of tyd nie, maar om net te gee. Om te kom aanmeld en sê, hier's ek wil betrokke raak in my Vader se huis. Julle ouens, geef my 1 keer 'n maand, 2 keer 'n maand, geef my kans, ek wil ook kom deel wees. Julle, hier's my geld, hier's my tiende, hier's meer as my tiende. Hierdie maand gee ek miskien R50, volgende maand ek gaan 100 gee. Ek gaan die Here net eenvoudig blindelings vertrou en ek gaan my volle tiende gee, of ek gaan meer gee as my tiende, ek gaan hom verdubbel. Julle, God kyk nie na die hoeveelheid nie, hy kyk na ons hart. Is ek en jy dankbaar? Waardeer ons wat hy ons gegee het? Verstaan ons hoe kosbaar dit is wat hy aan ons toevertrou het? Want dan gaan hy dit meer maak, dan gaan hy dit verdubbel. Ek en jy kan nooit weet hoe God se wêreld werk nie, dit is agterste voor in ons wêreld, nee, dit voel vir ons crazy, dit voel vir ons agterste voor. Maar God kyk of ek en jy belê in dit wat ewigheidswaarde het. Jy sien, hierdie laaste ou, hy het gedink sy eienaar is harde man, kwaai man. As ek en jy so dink, dan gaan ons ook kwaai wees met ander mense. Ons gaan hard wees met ander mense. As jy dink, hy is nie 'n God wat kan vergewe nie, gaan jy so optree. As jy dink, hy is liefdeloos, gaan jy ook so wees. Maar as ek en jy verstaan, as ons Vader, ons eienaar se hart verstaan, en ons weet, hy is 'n God van liefde, van vergifnis, van verdraagsaamheid. Hy is 'n God wat vrygewig is. Ek en jy sal ook so wees. Kom terug by aanbidding. Dis waar ons belê in dit wat ewigheidswaarde het. En moet nooit dink, dis die kerk wat geld vra nie. Dis nie die kerk nie. Dis nie die kerk wat my tyd vra nie. Dis God. Dit gaan altyd maar tussen my en my eienaar. Ken sy hart. Jy sien, ons meester verwag nie getrouheid van ons. En in getrouheid is dit vir my saamgevat, of jy wat te werk jy ook al doen, jy doen jou beste. Jy kyk nie hoe laat is die laatste wat jy by die werk kan inklop nie. Jy kyk nie hoe vroeg kan jy gou vroeër as die ander loop nie. Jy kyk nie die minste wat jy kan doen vir daai paycheck nie. Nee, ek
gee my alles, ek gee my beste, want ek doen dit nie vir my aardse baas nie, vir my aardse eienaar, CEO of bestuurder of direkteur nie, ek doen dit vir my hemelse pa, my hemelse eienaar. Vriende, dit maak 'n verandering in jou kop, die oomblik as ek en jy so daaroor dink. Jy geweet, daar is oor die 2000 Bybelverse wat oor geld gaan. 40% van die gelykenisse gaan oor geld. Maar Jesus het nooit vir geld gevra nie. Ek lees hierdie aanhaling van Billy Graham. Hy sê, "Tell me what you think about money, and I will tell you what you think about God. A man's heart is closer to his wallet than anything else." Vriende, dit praat hard. Dit praat hard. Want God sê in sy woord, ek en jy kan nie God en mammon dien nie. Jy moet 'n keuse maak. Wat is vir jou die belangrikste in jou lewe? En ek wil jou waarborg vandag, as ek en jy hom kies, as ons eers gesorg dat God se huis in orde is, as ons eers sorg dat ons teruggee, omdat ons dankbaar is en ons die waarde besef van wat hy ons gegee het, sal God vir jou voorsien veelvoudig, meer as wat jy ooit kan bid of dink. Ons verantwoordelikheid sin word gedryf deur ons verhouding met God, en nie deur ons plig of ons prestasies nie. Vriende, my gebed is vandag dat ek en jy ons eienaar kan ken. Dat ons hom sal lief hê, dat ons in aanbidding voor hom sal val, dat ons gehoorsaam sal wees in dit wat hy in ons hart kom lê, sodat hy sy wonderwerke deur ons kan doen op hierdie aarde. Ek en jy is elke dag in posisies waarin God ons wil gebruik om wonderwerke te kan doen na ander mense toe, of vir iemand te bid, of te troos, of te gee, of te help. Maar God se huis is ons eerste prioriteit. God was baie ernstig hieroor. Want jy sien, die derde werker, hy het nie eens gedink ek sy eienaar gaan weer terugkom nie. Maar ek en jy, net soos die eerste twee werkers moet weet, in afwagting ons eienaar gaan weer terugkom. Hy gaan kom eis en kom vra en kom assesseer en kyk wat het ons gedoen met dit wat hy aan ons toe vertrou het. Mag die Here vir my en jou help om in volkome oop en opgewondenheid na hom toe aan te hardloop wanneer hy terugkom, om te kom sê, Here, hier het ek kon dit verdubbel, ek kon meer maak. Soveel mense kon ek help om na u toe te kom. Here, soveel mense kon ek help om u te dien en om u lief te hê. En ons prioriteite. Wat leer ons kinders? Waarmee troos ons onsself? Kom in aanbidding, gee vir God se huis en sien en ervaar hoe hy in jou lewe gaan voorsien. 2 Korintiërs 9 vers 8 en 11 klink so. God laat julle in al sy goedheid deel. Nee, eintlik oorlaai hy julle met sy genade, sodat julle altyd oorgenoeg van alles het. God sal sorg dat julle altyd meer as genoeg het om van te leef. Hy maak julle ryk genoeg om altyd vrygewig te wees. Amen. Amen op hierdie een. Vriende, dankie dat jy saam gekuier het. Ek wil jou vreeslik graag uitnooi. Moenie volgende Sondag mis by Familiekerk Bottelery nie, want dan kom gesels 'n baie bekende, goeie, belangrike kenner, Pieter van Jaarsveld. Hulle praat van hom as die guru oor emosionele intelligensie. Dan kom hy met ons gesels by Familiekerk Bottelery. Maak nou die aantekening op jou kalender en wees verseker daar, want jy wil nie hierdie mis nie. Mag jy 'n fantastiese week hê. Mag die Here jou seën, mag hy jou beskerm, mag hy jou vrede gee en krag gee om sy vaderhart te verstaan. Kom ons bid saam. My Here God, dankie dat u vandag vir ons kom wys het, dat dit gaan nie oor ons geld nie. Here, u kyk na ons hart, u kyk ons gesindheid. U kyk om te sien of ons waardeer dit wat u aan ons toevertrou het. Here Jesus, help vir ons om in aanbidding te kom neerval voor u vanoggend, sodat ons regtig waar gevul kan word met u liefde, met die vergifnis, met die genade, maar met u krag en moed om op te kan staan en om ons prioriteite reg te kry, om te weet, ons moet sorg vir God se huis en om te vertrou, om die nodige middele te voorsien vir ons eie huis. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Tot ziens.